So ek het nogal gewonder wat om dit te noem vanaand, want dit is nou half soos 'n samevatting van al die feeste en ek het 'n goeie naam gekry. En dit is dit word of die naam sê dit alles. 'n Profetiese tydlyn of 'n God se profetiese tydlyn. Nou ons het geleer van 7 feeste: Paasfees, ongesuurde brode, first fruits of eerste opbrengs, Pentekost of in Afrikaans die oesfees, die fees van trompette, wat baie van julle sal ken of al gehoor het die naam Rosh Hashanah, die dag van versoening, wat Yom Kippur is, en dan die Hittefees, oftewel ons het ken die Feast of Tabernacles of Sukkot in Hebreëus. En vir 3 van hierdie feeste het ons gesien dat alle mans in daardie tyd bo die ouderdom van 20 jaar moes opgaan na Jerusalem, na die tempel toe vir hierdie 3 feeste. En hierdie 3 feeste waarvoor hulle moes opgaan, wat verpligtend was die Paasfees, die Oesfees wat Pentekost is en Tabernacles wat dan die Hittefees of Sukkot is. Die Paasfees word gehou in die lente. Onthou ook ons het gepraat oor al hierdie feeste het gedraai rondom oeste. Oeste van gars, oes van koring of grane, oeste van vrugte. So al hierdie feeste is gesenter rondom die oes van een of ander graan of vrugte. En daarin alreeds sê dit vir jou dat ons as mens is die oes. Die saad word gesaai, ons ken almal die gelykenis van die saaier. Die saad word gesaai en die oes kom op. Die Paasfees geskied dan in die lente, die oesfees geskied in die somer en tabernacles geskied in die herfs. So hierdie 3 was die belangrike feeste. Kom ons kyk eers na die Paasfees. En wat sê dit vir ons op God se tydlyn? So God se tydlyn begin in die Ou Testament. In die Ou Testament gaan Israel deur baie dinge. Hulle is baie keer baie ongehoorsaam. Die Here straf hulle. Hulle kom terug na die Here toe. Hulle bring hulle offerhandes met bloed wat vloei van lammers en van diere, bokke en al hierdie dinge kom op 'n hoogtepunt in die Nuwe Testament. Waar die Here sê, waar God kom en sê, maar die ou verbond gaan ek vervang met 'n nuwe verbond. En my plan of julle gehoorsaamheid aan my, hoe ek dit van julle gevra het, was nie suksesvol nie. So nou stel ek my plan in werking. Nou sê ek hoe dit gedoen moet word. En Jesus kom en hy kom aarde toe, hy word gebore as 'n mens. En dan kom ons by die kruisiging. En dit is waar Paasfees kom. En Paasfees gaan terug ook na waar die eerste lammers of die eerste lammetjies geoffer is toe die Israeliete uit Egipte uitgetrek het, né? Ons ken daai stories. So God kom en sê daar moet bloed gestort word. Maar hierdie elke keer se bloedstorting werk nie. Julle is nog steeds ongehoorsaam en julle luister nie vir my nie. So ek stuur die ultimate lam vir julle sondes, om te kom en te hang aan 'n kruis vir julle sondes. Ons lees daarvan in 1 Korintiërs 5 vers 7 en in 1 Petrus 1 vers 18 tot 19. So God stel met die kruisiging sy plan vir volkomme verlossing van die mens in werking. So dis die begin van die feeste. Net daarna, direk op dit volg ongesuurde brode. As ons kyk wat met die kruis gebeur het, Jesus is gekruisig en daai selfde aand, op daai Sabbat aand, is hy in 'n graf gesit.
vir die Jode voor die kruisiging was hierdie fees van ongesuurde brode was 'n dag waarin hulle selfondersoek en selfondersoek moes doen vir hulle oor hulle sondes en hulle moes reinig vir hulle self reinig van hulle sondes. Ons lees dit in Eksodus 12 vers 15. Maar Jesus kom, hy hang aan 'n kruis en hy word in 'n graf gesit. Hy word in die aarde ingesit. Om te kan groei, om vir saad om te kan groei, moet dit in die grond ingaan. Vir enigiets om vrug te dra, moet sy wortels in die grond wees. Jesus kom in Johannes 12 vers 24 leer vir ons dat hy moes sterf vir die saad om te kan groei en éventueel sodat hierdie gars, hierdie koring, hierdie bome met vrugte kan vrug dra sodat daar 'n oes kan wees. So die ongesuurde brode is 'n teken en 'n simbool of word gekoppel aan die begrafnis van Jesus en is 'n teken en 'n simbool van om te sterf sodat daar vrug gedra kan word. Ons lees in die Nuwe Testament Paulus sê dat ek moet in myself moet ek sterf sodat ek kan meer word soos Jesus, sodat ek kan vrug dra vir Jesus. Die fees van first fruits, eerste opbrengs. So ons het die kruisiging, Jesus is begrawe en dis Sondag en die graf is leeg. Jesus het opgestaan. Die dood is oorwin. Die saad wat in die grond geval het, Jesus wat begrawe is, het opgestaan en die eerste vrug het gekom met sy opstanding. Die dood is oorwin. En hier kry ons die oorgang van die ou verbond na die nuwe verbond. Die oorgang van om aan die wet vas te hou teenoor die genade wat die Here vir ons bring. Let wel, moenie die wet weggooi. Moenie die 10 gebooie weggooi. Dit staan steeds. Maar die Here sê nou, God sê nou, jy kan nie hierdie 10 gebooie uit jouself uithou nie. Jy het my nodig om dit te hou. En in 'n nuwe verbond sê ek vir jou, ek stuur vir jou die Heilige Gees om jou te help daarmee. So jy te helper. Ook lees ons in 1 Korintiërs 15 vers 52 dat as ons opgewek word uit die dood, dan het ons 'n nuwe liggaam. So dieselfde as wat met die Here Jesus gebeur het, daar is 'n nuwe liggaam. So die eerste 3 feeste deel met die periode van die kruisiging tot die opstanding van die Here oor daai naweek, oor Paasnaweek. So met die eerste 3 feeste onder die knie wat dit vir ons sê is hy het gekom vir ons sondes, hy het gesterf vir ons sondes. Met sy ter aarde bestelling, met sy in die graf gaan, so moet ons ook in onsself doodgaan, sodat ons ook as 'n nuwe mens as 'n nuwe mens in Christus kan vrug dra vir die Here. En dat ons nie meer deel is van hierdie ou wettiese manier van dinge doen nie, maar dat ons in Christus deel is van sy nuwe verbond. Ons kom dan by die oesfees of Pentekost of Pinkster soos wat ons dit sal ken. En ek gaan nie, daar's so baie detail agter hierdie goed, maar ek gee vir julle dit vinnig. Ons het gelees by die oesfees dat daar 2 brode is. Hierdie 2 brode is simbolies van 2 groepe gelowiges wat ons kry. Die eerste groep is Israel.
die nasie van Israel. Dit bly steeds God se volk. En die tweede groep is ons as gelowiges buite die nasie van Israel. In Engels praat ons van die Gentiles. So daar's nou met die nuwe verbond is daar plek gemaak vir ons saam met Israel in God se huis, in God se hart, in God se genade. En ons vind hier by die Oesfees in die Nuwe Testament dat dit die tyd is wanneer die Heilige Gees uitgestort is en van daar word die opdrag gegee dat die evangelie versprei moet word. En wat is die evangelie? Die kruisiging, die begrafnis en die opstanding, die oorwinning deur die opstanding van die Here Jesus. En tydens hierdie uitstorting van die Heilige Gees word dit algemeen aanvaar op die tydlyn van die kerk as die ontstaan van die kerk, as die begin van die kerk, as die tyd van die kerk. En dit is die kerk se opdrag om die evangelie dan te versprei. Ek en jy's daai kerk. Dit word van elkeen van ons verwag. Dis nie die dominee by die kerk se plig nie. Dis nie die dominee op die TV wat preek se plig nie. Elkeen van ons is die kerk van die Here en die opdrag word aan elkeen van ons gegee. So hierdie tydperk van die kerk gebeur totdat die oes dan ingesamel is. En wie's die oes? Die mense, die nasies, die wêreld. Elkeen moet die woord van God hoor. Elkeen moet die evangelie hoor om die keuse te kan maak om die Here aan te neem of nie aan te neem nie. Ons leef heiliglik in die tydperk van die kerk. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons opdrag moet uitvoer. Ons weet nie hoe lank ons nog het om hierdie opdrag uit te voer nie. Ons weet nie hoe lank die kerk nog het om die opdrag van die Here uit te voer nie. En jy kan 'n bietjie gaan lees hieroor in Lukas 10 vers 2, Matteus 13 vers 38 tot 39, Lukas 21 vers 24 en Romeine 11 vers 25. So dis waar ons heidaglik op God se kalender, op God se profetiese tydlyn is. Ons is in die tydperk van die kerk. Die volgende fees wat ons kry is die fees van trompette. In 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17 wil ek net vir julle lees. 1 Tessalonisense 4. Ek gaan sommer van vers 15 lees. Wat ons nou vir julle gaan sê is 'n uitspraak van die Here. Ons wat bly lewe tot wanneer die Here terugkeer, het glad nie 'n voorsprong bo die wat dan al gesterf het nie. Want wat eers gaan gebeur is dat die Here self uit die hemel sal neerdaal en dat die dooies wat in Christus behoort sal opstaan. Dit sal gebeur wanneer die hoofengel 'n bevel gee en God se trompet weer klink. Daarna sal ons wat bly lewe het saam met hulle op die wolke in die lug weggevoer word om die Here te ontmoet en vir altyd by hom te wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. So dit sê sommer klaar vir jou. Die fees van trompette is wanneer die wegraping van die kerk gaan plaasvind. En die kerk, as ek praat van die kerk, dan praat ek van almal wat in Christus is. Almal wat kinders van die Here genoem word. By die kruis en by die graf en met die opstanding van Jesus is die deur van verlossing oopgemaak. Ons wat in hom glo is vry. Ons behoort aan die Here. Maar die Here sê hy kom nog om sy kerk te kom haal. Hy kom om sy kinders te kom haal. So daardie verlossing, daardie wegneem uit die lewe uit moet nog gebeur. En die fees van trompette dui op dat die periode van die weg of die tyd van die wegraping dan sal aanbreek. En
Die volgende fees wat ons kry is dan die dag van versoening, soos wat ons ook al oor gelees het of geleer het, Yom Kippur. Maar tussen trompette en die dag van versoening is daar 'n periode van 7 dae. En die Jode noem dit the 7 days of awe. En in hierdie 7 days of awe het die Jode spesifieke ehm gebeur daar ook spesifieke dinge en gaan dit oor dat hulle moet na die Here toe terugdraai en dat hulle moet ehm kom en hulle self reinig voor die Here. Dat hulle erken dat hy die Here is. Hierdie 7 dae word gesien as die 7 jaar van verdrukking wat ons van lees in die Bybel. En ons lees dit in Daniël 9 vers 24, Esegiel 22 vers 18 tot 22 gee ook vir ons 'n bietjie inligting daaroor. Sagaria 14 vers 12 en Sagaria 13 en Openbaring hoofstukke 6 tot 19. Dis die 7 jaar van verdrukking. En na die 7 jaar van verdrukking, of dan, soos dit op die feeskalender is, na die fees van trompette en na die 7 days of awe, kom die dag van verlossing. Dis Yom Kippur. Nou in die Ou Testament, die dag van versoening was dan, as jy reg kan onthou, die dag waarop die hoofpriester in die Holy of Holies kon ingaan, om voor die Here te verskyn. Dit gebeur op die 10de dag van die 7de maand. En as ons gaan kyk na Nommers 10 is God se vraag van ons perfekte gehoorsaamheid en 7 is God se volmaakte nommer. So op hierdie dag van versoening vind ons ook dat op God se kalender dit is die tweede koms van die Here. Dit is die tweede koms van Jesus. En dit is ook wanneer die groot troonoordeel gaan plaasvind op die kalender soos wat ons dit sal vandag verstaan. En ons lees 'n bietjie daarvan in Openbaring 1 vers 7, Sagaria 3 vers 9, Sagaria 13 vers 1 en Sagaria 14 vers 12 tot 13. So dis 'n blye tyd, want dit is die tweede koms van die Here en as ek reg kan onthou hoe dit gebeur is dat ons almal saam met hom sal terugkom op die wolke en dat daar 1000 jaar van vrede sal wees, want die Here regeer dan op die aarde. En hierdie 1000 jaar van vrede word uitgebeeld in die hittefees of die Feast of Tabernacles of Sukkot in Hebreëus. Dis 'n vreugdevolle fees. Dis 'n tyd wanneer God by sy mense, by sy kinders gaan woon, soos wat dit oorspronklik bedoel was van Exodus af. Ons lees daarvan in Sagaria 14 en ons ken dit of ons skryf dit toe aan die 1000 jaar van vrede wat daar sal wees op die aarde. Wanneer die Here saam met ons kom en ons saam met hom regeer. So dit is net so 'n bietjie van hoe al hierdie dinge op die tydlyn van die Here inpas. Hoe hierdie feeste op die tydlyn van die Here inpas. 'n Kort oorsig, nie 'n baie detail een nie, maar net so kort oorsig. Om vir julle net so 'n idee te kan gee van hoekom is hierdie in die Bybel? Hoekom staan dit in die Bybel? Niks is ooit geskryf in die Bybel sommer maar nie. Okay. Dankie Ron.